good morning. Ja, hier is ons nou op 'n donderdagoggend. Wat van die vakansie? Nee, ek weet almal sien nou al uit na die vakansie. Ja. Hulle begin die dae aftel. Presies. Die adventkalender is Ja, besig om Pieter. vinnig leeg te raak. Is julle bos, see mense? Wat is julle gunsteling vakansiebestemming? Hierdie vakansie, die tuinroete, O, lekker. al om die huis, al om die huis. Okay. Maar in die Koense geval is dit die een hou van die see en die ander een hou van die bos. Ja. As ons nou na pa en ma kyk. Mm. Maar ons is eintlik maar maklik enige plek waar ook net kan relax en ontspan. Ja, ek dink dit is die beste manier om die vakansie aan te pak. Ja. Sonder twyfel 'n see-mens. Hoor nee, ek kan jou nogal sien. En ek dink Rasie ook. Ja, Ja. tussen die see en die bos is dit beslis see vir my. En ek sal wees, Bos. daar's hy. Ek wil net seker maak jy nou my ken, want julle gaan net hier antwoord Amper verkeerd. Jy was. Luister intussen, voordat ons nou hier so judgmental raak en ons uitsien daai heerlike program saam met ons. Arnold is hier met jou jongste sportgebeure. Ons gaan ook veearts toe. Leona van Leonis kyk hier, deel 'n paar wenke om 'n kerskoek te versier en ons fokus op skoon strande en strandveiligheid. Veral ook met die komende feesseisoen in gedagte. Ons kuier agter die skerms van Lihani Mai se nuutste musiekvideo waar ons eie Elsa haar lyf aktrise gehou het, maar vir eers is dit tyd vir ons oggendpraatjies. Right, I want to kick things off by asking, do you have a guilty pleasure? What's your guilty pleasure, Elsa? Ek dink Nutella. Okay, lekker. Hoe is dit nou soos No, it doesn't have to be food, just something that Ja. you indulge in and you're like, ooh. en jy dink, Ja. dis net so skelmpies afkyk of afluister Ja. of so. Nee, ek is maar op sweets. Mag Ja. nie sweets eet nie, maar ja. Maar wat is jy nou dan? Ja. My guilty pleasure is trashy reality TV shows. Dit is vir my net Oh te lekker. Well, here is a guilty pleasure that some have admitted to. Backdoor browsing. Now, this is a cheeky term for secretly glancing at other people's phones on public transport. It's surprisingly common among commuters, and many admit they do it out of harmless curiosity. Though etiquette experts say it still counts as snooping and it can make other people uncomfortable. Several passengers shared experiences of catching someone looking at their screens, from a man accidentally filmed on Snapchat while peeking, to a woman who saw a married man texting his wife and flirting with someone else at the same time, to more unsettling encounters where strangers leaned in and made comments about private messages. While some backdoor browsing is nosy but harmless, it can cross over into invasive or even creepy behavior, considering that over a third of women report experiencing harassment on the tube. Etiquette expert Laura Windsor advises putting your phone away, moving seats, or giving a pointed look if you catch someone reading over your shoulder. Some commuters even use anti-peeping screen protectors to avoid wandering eyes altogether. This for me is a huge invasion of privacy. I've never done this. Nee, wat ek stel ook nie belang nie. Wat aangaan, gaan aan. Het julle van daai skerms? Ek het een gehad met my vorige foon, Ja. net omdat ek bang was vir hierdie tipe goed, Ja. waar jy dalk langs iemand sit en dan gaan kyk hulle net so oor jou skouer en sien nou wat jy tik of wat se foto's jy na kyk en so. I think it's just so bad. Ja, maar dink jy nie van die mense wil jy sê jy moet sien waarna hulle kyk of luister of iets op hulle fone nie. Partykeer is hulle maar net so arrogant en hy sit ook maar net daar aan en dink ek, jeez ou. Jy moet net bietjie daar in jou eie hoekie wees of so nie. Ja. Ja, ek moet sê ek het nog nooit een van daai skerm, Ongelukkig. wat noem mense dit nou, maar net skerms om dit te beskerm privacy gehad nie. skerms of Ja, so iets. nog nooit nie, maar ek bedoel dit is vreemd as iemand die hele tyd so oor 'n mens se skouer probeer loer om te kyk met wie jy gesels of waarmee jy besig is. Ek wil net een ding vra en ek wonder wie van julle twee gaan dit die beste doen. So ek gaan julle al twee 'n kans gee. Give me a pointed look. Ek sal definitief glad nie Ek wou jy sê sy moet dit maar demonstreer en ek dink Rosie weet. Rosie, laat maak nou asof ek hier so geloer het dat jy en dan. Ek sal maar net sê, middag.
Soms En ja, jy? oor van my Myne- ek foon dink- af. Myne sal dalk meer met 'n fronsie gepaard gaan, so ek Ja. dink ek sal maar net so. Kom ons verander die onderwerp. Ek hou nie van die fransies nie. Met die nuwe jaar wat amper op ons is, het julle al 'n 2026 kalender bymekaar gemaak? Nee, nog nie. Ek het ook nie 'n dagboek nie. Dit is dalk vandag se probleem. Nee, ag man, die jaar is nog lank nie op 'n einde nie, so berre dit vir volgende jaar. Wel, die Australian Firefighters kalender 2026 is hier en help weer om fondse in te samel vir projekte wat 'n groot verskil maak. Vir meer as 3 dekades het die almanak organisasies ondersteun wat fokus op diererehabilitasie, rampverligting en die welstand van noodhulppersoneel. Die 2026 uitgawe dra baie by tot verskeie reddings- en sorginstansies wat reeds nuwe fasiliteite en lewensreddende werk moontlik gemaak het. Met 5 gewilde weergawe van honde en katte tot helde bring elke aankoop nie net vreugde nie, maar ondersteun ook mense en diere wat dit die nodigste het. So, dames, hoe lyk daardie kalenders vir julle? Ek sal so een aanskaf net ten bate van die liefdadigheidsprojek natuurlik. Kan watter dier is jou gunsteling? Was Kyk daar daai 'n- katjie 'n Elsa. alpaka daar gewees of 'n klein lama of ietsie. Ja. Regop staan daai katjie en loer hy vir jou met sy blou oë. Nou hoor gou hier. Kanada is ook hier ter sprake. Hulle brandweermanne het ook onlangs op die bandwagon geklim. Nee. Op die onwaarskynlikste wyse begin fondse insamel. Die Pender Island Fire Rescue se vrywilligerseenheid het onlangs viral gegaan. Viraal met dramatiese blou getinte video's vol mis, intense beligting en stadige heldeskote wat geïnspireer is deur die Twilight films. Agter die stylvolle video's is 'n toegewyde span wat brande, reddings en mediese noodgevalle vir die eiland se 2.500 inwoners hanteer. Hulle nuwe TikTok roem trek die aandag en na werwing, skenkings en veiligheidsboodskappe. En dit wys ook selfs 'n klein dorpie se brandweer dat hulle 'n groot indruk kan maak. Hoe mooi is dit ook nie? Hierdie is my baie kreatief en ek dink dit is so 'n goeie manier om bewusmaking te skep rondom die feit dat dit so nodig is dat mense wel hulle tyd gee Jep. vir organisasies soos hierdie. So ek dink dit is baie oulik en baie slim gedoen. Veral reddingswerkers, Ja. want ek bedoel dit waarmee hulle elke dag te doen kry. Ek bedoel 'n mens kan jouself nie indink nie. Maar Pieter, wat probeer jy vir ons sê? Moet ons nou in ons eie kalender begin werk hier? Dit sal gaaf wees, die goeiemôre, good morning kalender. Ek sal die foto's neem, julle kan die poses doen. Hy sal die foto's neem. Jy moet al die poses doen. Dan Ja. maak ons vir jou Mr January right through to Mr December. Ja. Wat weet jy wat gaan gebeur as hy nie deel gaan wees daarvan nie, gaan niemand dit koop nie, nê? Ag, hoor nou, asseblief. Jy is ons grootste aantrekkingskrag. Moet ek vir julle die pointed look gee dan? Baie dankie vir die komplimente nou, maar ja, dis vir my baie mooi en veral ook met brandweermanne goeders want hulle is so agter die skerms. Maar as daar noodgeval of iets is, dan wil jy op hulle knoppie druk, hulle moet dadelik reageer, hulle moet daar wees, hulle moet eintlik partykeer die onmoontlike vermag. So baie dankie aan noodhulppersoneel all over, reg oor die wêreld en ek dink ook veral in Suid-Afrika. Ja. Ons staan by julle veral wat die feestyd aanbetref. Mense raak mal, dilly en dan is daar maar noodgevalle ook wat baie meer sy kop uitsteek as normaalweg. Peter, you've said it so well. So as we enter the festive season, I think we should show even more love and appreciation to our first responders in this country. They are going to be working so hard to keep us safe and save lives over the holidays. And a big thank you to all of you from everyone at Goeiemorgen, Good Morning. Stay tuned. We'll be right back.